Die gebed van 'n kind. Ek het met die Sondagmiddag net na middagete gaan lê. Ryan was na sy ma toe vir die vakansie. Ek het 'n lekker ribbok rib op die cola dat luier. Was sleg lui. Maar die telefoon het anders gedink en dit het skel begin gil. Ek het gedemp geknoop en dit opgetel. Glo nie ek was baie vriendelik nie. Jep. Maar my jong buurvrou se stem het my heel wakker gemaak, want sy het hard gehuil. Oom Syps, kom help asseblief, maak net gou. Sy was half hysteries. Sandy, wag so 'n bietjie. Waar's John en wat is fout? Dis 'n klein plekkie. Ek kan nie sommer op 'n Sondag agtermiddag by my jong buurvrou se huis instorm nie. John is in Pretoria toe vir daai werksonderhoud. Dit is Johan. Sy het weer harder gehuil en ek het yskoud geword. Het hy seer gekry? Wat het gebeur? Praat met my, Sandy. Ek was al amper klaar aangetrek. Dit is Wolly. Dit lyk of hy wil doodgaan. Ek het al die dokters gebel, maar nie een is in naby nie. Asseblief, Sybi, kom help ons. Ek kom. Ek het die foon neergesmyt en 'n beespuit gegryp. In die yskas was daar veemedisyne en ek het 'n bottel Reverin en 'n paar M&B pille gegryp. Ek het oor die agterste draad geklop, maar die agterdeur was oop en ek het op die huilgeleide op die sonstoep afgeloop. Wolly het op kombers gelê. Klein Johan het langs hom gesit. Die een handjie het sag oor die wollerige haartjies gestreel. Sandy het met haar arm om haar seun gesit en huil. Wolla, my ou maatjie moenie doodgaan nie. Asseblief my ou Wolletjie. Hy het na sy ma gekyk. Trane het oor sy nat wangetjies gestroom. Asseblief mamma, ek sal nooit weer stout wees nie. Asseblief help ou Wolletjie. Ek het langs sy hondjie gekniel en sy boelop gelig. Die tandvleis was bleekwit en ek het geweet dat ek te laat was. Die bosluiskoors het hom in 'n doodsgreep gehad. Selfs 'n veearts sou niks kon doen nie. Ek het sowat 5 ml Reverin getrek. Die hond het nie eers geroer toe die dik naald in die bout glip nie. Sandy het na my gekyk. Ek kon maar net my kop skud. Te laat, het my lippe geroer. Sy het hartverskeurend begin huil. Mami moenie meer huil nie. Wolletjie gaan nou gesond word, wat om Sybi het hom gespuit. Om Sybi, hy gaan mos regkom, nie om Sybi. Nee, oom. O, grootman, ek het hom gespuit. Daar is net een wat hom kan help en dit is Liewe Jesus. Ek het die 5-jarige krulkoppie gestreel en my oë het vreeslik gebrand. Om Sybi, kan ek nou vir Liewe Jesus vra? Ek het net geknik. Hy het opgeskuif en my hand gevat en daar op daardie mat het 'n klein seentjie my hart stikkend gebid. Liewe Jesus, dit is ek, klein Johan. Ag, Liewe Jesus, moenie vir ou Wolly kom vat nie asseblief. Hy is my maatjie. En Liewe Jesus, papi sê hy is nie so pedigree soos oom Piet se honde nie. Papi sê hy's 'n klein jakkakkertjie. Liewe Jesus wil hom nie reg hê nie, want hy sal al jou blomme en wortels in die tuin uitgrou. Liewe Jesus, los hom asseblief vir my. Ag toe, Liewe Jesus, wees met papi en met mami. Amen. Hy het so 'n sagte snuifgeluid gegee en aan my geloer. Liewe Jesus, wees ook met oom Sybi, want hy het nie 'n vrou nie, en Ryan het nie 'n mami nie. Amen. Vir 'n oomblik was dit doodstil op die sonstoep. Behalwe Sandy se sagte snikke. Toe het Johan se stemmetjie opgewonde deur die stilte geskeur. Kyk, mami, kyk oom Sybi, Wolly lek my hand, kyk Liewe Jesus, kyk. Ek het my brandende oë oopgemaak en gesien die klein hondjie se sterk klap op die vloer, en flou het hy Johan se handjie gelek, en die het hom omhels. Ek het omgedraai en weggeloop, want ek wou nie voor hulle huil nie.
Maar ek wil een ding vandag sê. As jy nie in die krag van 'n kind se geloof en gebed glo nie, dan is jy en voel. 'n kind se gebed kan jou al die pad hemel toe vat. As julle nie soos kindertjies word, sal julle die koninkryk van God nie kan ingaan nie. Matteus 18 vers 3. Hierdie verhaal is geskryf deur Sybe Kleinhans en voorgeles deur Margaret Bennett.